Vanmôre ervaar ek net in my binneste dat daar baie van ons, of heel wat van ons mensies is, wat in 'n stryd gewikkeld is. Wat dink hulle is nie goed genoeg. Wat dink hulle stel die Here te leer. Vanmôre wil ek vir jou sê, Prediker 7 vers 20 sê, daar's geen regverdige mens op hierdie aarde wat goed doen sonder om besondig. Vanmôre wil ek vir jou sê, hoe dink jy kyk God na my en jou? Dink jy as God direk na ons gekyk het, sou hy ons nie in een oomblik verpletter het? Vanmôre wil ek vir jou sê, God kyk na my en jou deur sy seun Jesus Christus. Vanmôre wil ek vir jou sê, hou op om so hard op jouself te wees. Vanmôre wil ek vir jou sê, doen wat die Psalmdigter sê. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Vanmôre wil ek vir jou sê, leer om na jouself te kyk deur Jesus Christus. Want Jesus het vir jou geword verlossing, redding, heiligmaking. Jy is goed genoeg omdat Jesus goed genoeg is. Omdat Jesus die prys betaal het. Moenie langer dat die duiwel jou gevange hou deur na jouself te kyk. Leer om na Jesus te kyk. Leer om soos God te kyk. Deur Jesus na my en na jou. Kyk na jouself deur Jesus Christus en die prys wat hy betaal het. Surrender all to him because he's worthy. Hallelujah. Praise be. Amen. Jesus. Your name
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cry. Holy forever, in the reaper sea. Holy, you always be. Holy, holy forever. Your name is the greatest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions and nations. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy forever. May your people sing holy to the King of Kings. Holy, you are always here. Holy, holy forever. Buenos días,
Here 'n lofoffer gee vanmôre net daar waar ons sit. Net aan die Here neerbring, dalk ons hande oplig, so vir 'n oomblik net sê Here, U verdien al die lof en al die eer. Aanbidding van ons harte, Jesus. Halleluja. Prys die Here. Prys die Here van die leerskare. I surrender, Lord, I surrender. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Loof die Here. Ek glo U buig vanoggend saam met my in dankbaarheid voor die Here, nommer 1 en nommer 2, ook vir die wonderlike span, baie dankie, elkeen van julle. Julle harte en julle lewens en julle toewyding, en as ons klaar die woord bedien het, gaan Saartjie net met ons so kort getuienis deel, en dan gaan ons saam met haar vanmôre 'n spesiale liedjie sing, en ek kan nie wag vir daardie oomblik ook nie. Prys die Here. Halleluja. U kan die Bybels oopmaak in Josua, in die Ou Testament, en ek wil vanmôre, en nou vra ek groot verskoning, ek het hulle name probeer memoriseer, maar so met die aanbidding het ek dit nou. Sy 3 broers vanmôre hier saam met ons, daar van ons Kaya, pastoor, is dit Edmund, as ek dit nou reg het. En dit is so kosbaar om julle hier saam met ons te hê, Boetas. Mag die Here julle seën, ek hoor dat julle werk kliphard, en mag die Here julle kragtig gebruik om 'n groot verskil te maak op 'n plek waar dit so nodig is. Loof die Here, ek is so bly vir julle wat hier is en die koue trotseer het en saam met ons vanoggend in die huis van die Here is. Ek is vanmôre behoorlik wat is die Afrikaans vir opgemaak? Bedraad, halleluja. Hierdie een is vir die CNN in Amerika, en TBN en al die goeders. En hierdie een is vir die SABC, ek weet nie waarom toe gaan daai nie. Maar jy verstaan sommer. Loof die Here, ek is so bly om saam met julle te wees, en net vanmôre die naam van die Here groot te maak. Ek sê 'n bietjie amen, dat ons net kan hoor op julle drade ook gekoppel is, prys sy naam. Ek wil vanmôre met jou iets deel, ek wil vra dat jy maar jou Bybel oophou. Ek wil met jou praat soos wat julle gesien het op die advertensie oor Rahab se storie. Loof die Here, kom ons bid saam. En jy kan jou Bybel sommer in die boek van Josua oopmaak, en ons gaan so hier en daar 'n paar verse saam lees, en sommer net vanmôre vloei uit God se woord, met God se woord, saam met God se woord. Vader, ek bid dat U deur U Heilige Gees vanmôre, deur U genade, Here, ons harte sal tref. Dis hoe ek het wil bid vandag, Here, dat U ons harte sal tref met U woord. Ons harte, Here, moet dalk eers uit mekaar gehaal word voordat U dit weer aan mekaar sit. Ons harte moet gekonfronteer word met die waarheid, want dis die enigste manier hoe ons vry kan kom. En ek bid vandag, Here, dat soos wat ons gehoor het, toe U nou met ons ook gespreek het, Here, deur hierdie besondere woord, dat U mense sal oprig, wat vandag hier sit, Vader,
met 'n begeerte na meer van U, en dat U hulle sal oplig, en ons almal sal stuur, Here, na hierdie woord, in Jesus se naam, en die hele gemeente sê amen. Amen. Dank U, Here. Ek gaan nou vanmôre begin met 'n redelike radikale stelling, en nou gaan ek van daar af vloei, en ek wil hê jy moet saam met my beweeg. Jovine, is so lekker om julle te sien, en Samantha, prys die Here. Jerigo se storie. Daar's een persoon in Jerigo wat glo in God. Een. En sy's 'n prostituut. Nou wil ek jou vra, probeer jouself voorstel, ek wil so 'n bietjie teruggaan, baie gou en baie vinnig. Probeer jouself voorstel, jy bly in Jerigo. Dis 'n stad wat omring is deur massiewe mure. En die mense van Jerigo het geglo dat hulle is onaantastbaar. Dis die realiteit van hierdie inwoners van Jerigo. Nou, dit is so, ek het so 'n bietjie huiswerk net weer gaan doen en my gedagtes verfris. Die muur van Jerigo was min of meer so 13 meter hoog, dis hoër as hierdie mure. Die muur van Jerigo het omtrent bestaan uit 2 gedeeltes. Die onderste was so klein, so skuins klipmuur gedeelte gewees, wat om en by so 5 meter hoog was, en bo op die klipmuur, die skuinsklipmuur, het daar 'n baksteenmuur gestaan, of dan nou 'n meer regop muur van om en by so 8 meter, en as my wiskunde reg is, dan is dit so 13 meter. So sê hulle, die argeoloog wat dan nou Jerigo opgegrou het. Ek en Renel was bevoorreg, ons het daar gestaan, en ek was verskriklik verstom om te sien hoe klein staatjie dit eintlik is. Maar in die konteks van die destydse antieke Israel was dit 'n massiewe stad. Min of meer so tussen 2 en 4.000 inwoners gehad. Interessant genoeg, as jy om die stad sou loop teen gemiddelde loopspoed, ek weet daar's van ons wat baie vinniger loop as ander, maar teen gemiddelde loopspoed sal jy so min of meer in 8 minute om die stad geloop het. Dis hoe groot die stad min of meer was. So het gee vir jou 'n idee, maar in die konteks van die ou antieke Israel was dit 'n massiewe stad met 'n groot klomp inwoners, en nou wil ek vir jou weer eens vra, dink jouself in, jy leef in hierdie ongelooflike stad, jy's omring deur hierdie massiewe mure, en die mense, die inwoners van Jerigo, het ek gesê, het geglo, hulle is veilig, daar is hulle veilig, hulle is reg, hierdie mure gaan hulle nooit in die steek laat nie. Die kinders wat groot geword het in hierdie mure, het gedink hulle is onaantastbaar. Die ouers wat hier gebly het saans in vrede gaan slaap. Want hulle het die bakstene en die klip en die muur meer vertrou as wat hulle God vertrou het. So hier is 'n waarheid, die eerste waarheid wat jy dalk wil neerskryf as jy vanmôre aantekeninge maak. Dis 'n ongelooflike openbaring toe ek het besef, en ek hoop dit tref jou hart vanmôre, want ek dink van hier af gaan ons vertrek en ons gaan beweeg in wat God vanmôre vir ons wil sê. Jerigo was nie net beskerm deur sy mure nie. Jerigo is eintlik gevange gehou deur sy vertroue in sy muur. Het jy het gehoor? So Jerigo is nie net beskerm deur hierdie massiewe 13 hoë meter muur nie, was eintlik as ware gevange gehou deur hulle vertroue in wat hulle geskep het. Belangrike punt, maak 'n nota. En dan eendag versprei die nuus. Daar's 'n nasie op pad. Nie 'n nasie met sterk wapens nie.
maar 'n nasie met God aan hulle kant. 'n nasie wie se God 'n pad gemaak het deur die Rooi See. 'n nasie wie God, of wie se God 'n God van wonders is. En ek kan myself voorstel, skielik is hierdie stad, wat so veilig is in homself, so geborge is in homself, so glo in sy eie muur en sy eie beskerming. Die Bybel sê, skielik is daar vrees, hulle harte is gevul met vrees, maar niemand het geglo nie. Gaan kyk in Josua 2, vers 10, ek dink daar rond, Josua 2, 10 en 11, daar staan dit, ons het gehoor hoe die Here die water van ons riet so voor julle laat wegdroog het, met julle trek uit Egipte en ook met julle 2 konings in die Amorite oorkant die Jordaan, met Sion en Og, en wat die Here daarmee gedoen het, hoe julle voor die voet uitgeroei het. So hulle hoor van hierdie God en hierdie magtige werkende God, en dan sê vers 11, en ons het dit gehoor en ons harte het van angs verstyf. Niemand het nog moed, of het enige moed teen julle nie, want julle God, die Here is God, bo in die hemel en onder op die aarde. En skielik, Ruth, is dit waarin hulle so veilig was, sien nie, dit wat hulle so in geglo het, is nou 'n plek waar vrees hulle harte oorval. Ek dink as dit vandag se tyd was, Brian, was dit op Facebook, was dit op Instagram, was dit op News24, was dit op Rapport se voorblad, was dit op die Burger se voorblad, was dit op Beeld se voorblad, elke platform sou daaroor gepraat het, hier is 'n volk in aantog, en is nie net sommer enige volk nie, dis 'n volk wat God aan hulle kant het. Almal hoor dieselfde boodskap. Die koning hoor dit, die soldate hoor dit, die handelaars hoor dit, die familiehoofde hoor dit, die rykes hoor dat hier is 'n volk in aantog, die armes hoor dit. Almal hoor dieselfde boodskap, maar hier is die tweede belangrike punt wat jy dalk vanmôre wil neerskryf. Die verskil in wat hierdie mense se reaksie veroorsaak het, was nie die informasie nie. Hulle het almal dieselfde informasie gekry, almal dieselfde inligting ontvang. Die verskil in hoe hierdie mense opgetree het, was hulle geloof. Want tussen hierdie duisende mense is daar net een wat glo, sê die woord van die Here vir ons. En dis nie die koning nie, dis nie die priester nie. Trouwens, dis nie eers iemand met 'n goeie reputasie nie. Dis nie 'n respekvolle persoon in die gemeenskap nie. Dis 'n prostituut met die naam Rahab. As jy kyk in Josua 2 vers 1, sal jy lees, Josua seun van Nun het van Simmet af in die geheim 2 verkenners uitgestuur en vir hulle gesê, gaan kyk die land deur. Veral Jerigo, hulle is toe weg en het uitgekom by die huis van 'n prostituut met die naam Rahab en daar in haar huis ingegaan. Kan ek vir jou gou iets sê oor Rahab? Ek is so opgewonde om vanmôre hierdie woord te deel, Ivan. Geluk met Christientjie se verjaardag. Mag die Here julle as gesin ryklik seën en mag dit met julle goed gaan. Maar kan ek julle gou iets sê van Rahab? Die enigste een wat glo, sê die woord. Almal hoor dieselfde boodskap, al die platforms is self van die vol van dieselfde boodskap. Almal behalwe een, Rahab glo. Nou moet jy onthou, Rahab het nie die Rooi See sien oopgaan nie.
Rahab het nooit van die manna in die woestyn saam met die Israeliete geëet nie. Alles wat Rahab geweet het, of alles wat sy geglo het, is dalk die beter woord. Alles wat sy van God geglo het, is wat sy gehoor het. En dadelik maak ons nou die koneksie. Sy leer nie by wat sy sien nie, sy leer met wat sy glo. Is al so vers, Romeine 10:17, is dit nie hy wat sê, dat geloof kom deur die gehoor, en die gehoor is dit mos deur die woord van God. So, hier is die derde realiteit. Dominee Davey, almal in hierdie stad hoor, maar net een glo. Rahab vertrou wat sy nie kan sien nie. Rahab vertrou wat sy nie kan sien nie. Die stad, die inwoners van Jericho vertrou die mure. Die sekuriteit wat die mure hulle bied. Halleluja. Maar Rahab vertrou op die beloftes van die Here. Die stad vertrou in sy eie krag en in sy eie vermoë. Rahab glo in God se genade. En dit, my liefste, is die verskil wat geloof in die lewe maak. Toe die verspieders, wat deur Josua uitgestuur is, die verkenners by Jericho aankom en hulle in Jericho arriveer, lees ek nêrens dat Rahab vra vir geld nie. Ek lees nêrens dat Rahab vra vir beskerming nie. Sy vra vir iets baie groter. Sy vra vir iets baie belangriker. Iets wat dis diep. Dis waarvoor sy vra vir 'n verbond. Kan ek vir jou lees, Josua 2:12, praat sy met hierdie verkenners en sy sê, ek het julle goed behandel. Lê dan nou vir my 'n eed. Nou dis die term wat in hierdie vertaling gebruik word, maar dit verwys na verbond met God. Lê dan nou vir my 'n eed voor die Here af, dat julle my familie ook goed sal behandel, en gee my 'n betroubare aanduiding, dat julle my pa, my ma, my broers en susters en almal wat by julle hoor, se lewens sal spaar en ons so van die dood sal red. Hierdie vrou, hoor nou, verstaan iets wat die hele stad mis. Die hele stad mis, net sy verstaan het. Sy verstaan, en ek wil hê jy moet dit vanmôre hoor, broer Willie, hoor dit in die naam van die Here. Die veiligste plek waar jy kan wees, is nie binne die mure van Jericho nie. Die veiligste plek waar enige mens kan wees, is in die beloftes van die Here. Dis waar jy veilig is. Want God se beloftes, God se woord, is God se verbond. En God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie, broer Les. En dan, nadat sy hierdie boodskap en bevestiging by die verkenners kry, hang sy 'n rooi tou by haar venster uit. Nou ek wil vanmôre dit ook oor die rooi tou sê, wat ek wil hê jy moet hoor. Dit was nie een of ander wat is die woord waarna ek nou soek? Was nou nie een of ander wondertou nie. Of een of ander toerkrag nie.
Dit was nie een of ander bygeloof nie. Hierdie tou wat sy by haar venster uithang, verteenwoordig iets baie dieper. Sy hang hierdie tou by haar venster uit. Hoor nou, omdat sy in God glo. Omdat sy die beloftes van God vashou. Omdat sy God van hemel en aarde kan vertrou. Sy vertrou nie die tou nie, sy vertrou die God van die belofte. Nog iets wat jy kan neerskryf as jy dit wil neerskryf. Geloof is net soos hierdie vrou vas te hou aan die beloftes van God se woord. Dis geloof. Geloof is om aan die woord van God vas te hou. En ek wil vanmôre iets sê, en ek sê dit met baie en ek sê met baie groot begrip. Geloof is nie 'n klomp godsdienstige simbooltjies nie. Dit lyk vir my ons glo baie keer meer in hierdie mensgemaakte goedjies wat ons alles so het. Ons het God se woord, mense. Dis al wat ons nodig het. En dan kom die oordeel van God. En dit wat almal so vertrou het, dit wat almal gedink het sal vir ewig vir ons beskerming wees, dit wat almal gedink het, hier is ons veilig, God kom, en deur 'n wonderdaad val hierdie mure in mekaar, en al wat oorbly is 'n hoopie ruïnes wat vandag nog daar lê, en is omtrent niks nie. En die enigste huis wat staande bly uit hierdie hele stad is die huis waar God se verbond rus, is die huis waar God se belofte is die huis van 'n vrou wat haar geloof in die Here gestel het. Dis die enigste uit hierdie hele stad met sy duisende mense wat staande bly. Blaai gou na Josua 6:22 toe, dit sê vir ons dit baie mooi. Vir die 2 manne wat in die land moes verken, het Josua gesê, gaan na die huis van die prostituut toe en bring die vrou en al haar mense uit soos julle haar met die eed beloof het. Dis God se eed, God se belofte, God se verbond rus op hierdie vrou se huis. So hoor nou, God het nie net vir Ragab gered van die verwoesting nie. Hierdie is my goddelike rassie. Hierdie is my so ongelooflik. Dis nie al wat hier gebeur nie. God red haar nie net van hierdie oordeel wat hy oor die stad bring nie. Luister, hier kom 'n draai, 'n massiewe draai, Annemarie. Prostituut. Man met 'n afgryslike reputasie. God red haar nie net van die verwoesting nie, van die oordeel nie. Weet jy wat doen hy, Saartjie? Hy verwelkom haar. Sy trou, as ek dit so mag noem, in Israel in sy word deel van God se volk. Sy word deel van die groter belofte, die groter verbond. Sy word deel van die groter plan van God. Uiteindelik is sy die moeder van Boas, die grootmoeder van koning Dawid. Halleluja! Kan jy hoor wat gebeur met hierdie vrou, broer Pieter? Gaan kyk in Matteus 1 vers 5, dit word vir ons baie mooi uitgespel. Jy moet dit lees, dit staan in God se woord. Oor hierdie vrou, Salmon vers 5, was die vader van Boas by wie? By Ragab. Boas van Obed by Ret, en so gaan dit aan, en uiteindelik, Isaai was die vader van koning Dawid. So kom ons vat vanmôre saam.
Ja, ek was so, Dominee Davie, ek was so opgewonde om hierdie woord vanmôre te kom aflewer, want hier kom het nou. Dit was vir my so 'n openbaring. Ek het nou nie soos Dominee Davie hulle die Bybel al 46 keer deurgelees en ek eer u en ek sien vir julle as mense van God wat 'n verskil maak so ver as wat julle gaan. Ek het dit al 'n paar keer gedoen en ek het nog nooit hierdie waarhede ontdek soos wat ek dit vanmôre met julle deel nie, oom Herman. Ek wil net vanmôre vir jou sê, ek het toe nou uiteindelik na al die tyd in my hele lewe ontdek dat Rahab se storie gaan toe nou eintlik nie oor prostitusie nie. Rahab se storie gaan oor 'n vrou wat vir ons wys, waar sit jy jou geloof? Mag die Here ons oë oopmaak dat ons sy woord sal begin lees vir wat dit moet wees. Rahab se storie gaan oor mense wat hulle geloof in God stel. Vanoggend lyk my en jou mure anders. Party van ons vertrou ons geld. Daarin vind ons sekuriteit. Ander van ons vertrou ons reputasie, ons opvoeding, ons invloed. Daar is van ons wat vanmôre hier in jou muur is godsdiens. Maar kan ek vir jou vanmôre sê, broer en suster, in die naam van die Here, hoor my, ek sê dit met groot liefde en begrip, maar ek moet dit vanmôre oordra. Ek wil vandag vir jou sê, mure val vandag nog. Dis net God se verbond, net God se beloftes, net God se woord, wat staande bly, waarin ons werklik geborge kan wees. Maak nie saak wat jou muur is nie, maak nie saak of hy dalk nou dubbel die hoogte is van Jerigo se muur nie, maak nie saak of hy dalk dubbel die dikte is nie, dubbel die sterkte, maak nie saak nie, ek wil vandag vir jou sê, mure val nog, maar God se woord en God se beloftes en God se verbond staan vir ewig en altyd, en dit gaan nergens heen. Nergens. Hoeveel vers lees? Hebreërs 13. Bly jy met dit hoor vanmôre. Vers 20. God wat vrede gee, het ons Here Jesus, en dit is jou woord vanmôre, ou ras, wat deur die bloed van die ewige verbond die groot herder van sy kudde is. Hoor jy dit? Het die Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond, daar is ons sekuriteit. Dis waarin ons staan. Dis waarin ons vashou. Dis wat ons behoud is. Die Engels stel dit so mooi, die New King James Version sê, it is the covenant of, hoe sê dit, the everlasting covenant. So hier is my slotwoord. Jerigo, in die storie van Rahab. Vertel ons iets baie diep. Dis 'n stad vol mense. Maar hoor nou, hier is die beginsel. Jy kan hoor van God. Jy kan so baie hoor. Jy kan so baie weet van God. En nog steeds nie in hom glo nie. En nog steeds nie in die krag van sy verbond, en in die krag van sy woord, en die krag van sy beloftes. Jy kan dit alles mis, jy kan weet, en al die inligting oor God hê, en dit kan hier in jou kop kom sit vanmôre, maar jy kan nog steeds die geloofskrag verbeer. Rahab se storie herinner my en jou vanmôre
dat een daad van opregte geloof, kan ek het weer sê, een daad van opregte, standvastige geloof, haal jou uit God se oordeel en dit sit jou binne in God se belofte. Halleluja. Daar's mos 'n koortjie wat sê, prys die Here, hy haal my so diep uit. Wat is die storie? Hy haal my diep uit en hy sit my waar? Hy haal jou uit sy oordeel, uit die ewige oordeel, en hy kom sit jou binne in sy beloftes. Een daad van geloof. Dis Rahab se storie. Hebreërs 11. Omdat Rahab, en asof die Hebreërs skrywer nog net seker maak dat ons nie vergeet nie, omdat Rahab die prostituut geglo het sy die verkenners vriendelik ontvang, en het sy nie omgekom nie, die oordeel het haar nie getref nie, saam met die wat aan God gehoorsaam was nie. Kan ek het vir jou lees uit die New King James Version? By faith the harlot Rahab did not perish with those who did not believe. En ek sit gisteroggend en ek sê vir my hierdie vers oor en oor en oor. Jy kan van God hoor, jy kan van God weet, maar nog steeds kan jy hom nie glo nie. Rudolf Louw is 'n groot, prominente man in 'n baie bekende bankgroep. Sy werk is om krediet te bemark, help mense. Maar hy staan eendag in ons gemeente op en hy sê, weet jy wat? Hoekom het mense sulke groot kredietkaarte? Omdat ons sê, wag op God se beloftes nie, omdat ons God nie vertrou nie. Weet jy hoekom sit mense met soveel skuld? Ons kan nie wag dat God se beloftes waar kom in ons lewens nie. Ons wil ons eie welstand skep sonder die seën van die Here. Wanneer ons daar is, dan wil ons hê God moet ons uithaal en hy doen, sy genade is groot en hy help ons en hy onderneem vir ons. Maar hoor net vanmôre wat ek vir jou wil sê. Ons weet van God. Van hoor sê dit van die gehoor. Een daad van geloof haal 'n vrou uit die oordeel van God en hy sit haar binne in God se verbond, God se belofte. Kom maar vanmôre vir jou vra, as jou geloofslewe vanmôre die barometer moes wees van waar jy jouself bevind. Kom 'n woord uit, ons het nie met mekaar gepraat nie. Sê jy dink nie oor jouself veel nie, jy wonder wat gaan vir my word. Ek kan vanmôre vir jou sê dat in hierdie boodskap van vanmôre waar God 'n prostituut uitsonder, bring hy vir jou 'n boodskap van hoop en vrede en hy wil vandag vir jou sê, glo my, vertrou my, staan by my. Nie jou eie Jerigo nie jou eie muur nie, jou eie plan nie jou eie idee nie, vertrou my. Dis 'n storie wat net God se genade kan skryf. En ek wil nou vanmôre sê, hierdie storie het my hart aan flarde geruk.
En ek het nodig om voor die Here te kom. En ek wil jou nooi om vir 'n paar oomblikke jou oë te sluit en dalk net vanmôre voor die Here stil te raak. Ons sou so graag wou gehad het, die Here moes môre dalk iemand anders te gebruik, maar hy kom met Ragab. God werk so anders, God se manier, God se metodes is baie keer so teen dit wat ons dink en hoe ons wonder en hoe ons glo en hoe ons vertrou en hoe ons dit sou doen, maar dit is hoe dit moet wees, want God is God en ek is net ek en jy is net jy. Een daad van geloof verander alles. Sy is deel van die mees prominente bloedlyn uit God se oordeel binne in sy verbond. Here, vergewe ons, omdat ons baie keer so in ons eie metodes en eie maniere rondswerf om onsself veilig te maak. Terwyl U, Here, eintlik ons enigste anker is. Heer, help ons asseblief. Red ons van U oordeel en maak ons deel van U ewige verbond. Help ons om ons geloof te skuif, ons fokus in ons geloof te skuif. Here, ek lees van 'n jong man wat by U kom, en U woord lees ek dit, en U sê vir hom een ding kom my kom. Party dae dink ek, Here, hy is gelukkig, dit was net een ding, maar of dit nou een of baie is. Here, vergewe ons eie mensgemaakte idees en planne. En help ons om U te vertrou vir wie U werklik is. Dit is my so wonderlik, Here, dat ek vandag kan beleef dat U vat die verhaal van 'n vrou met 'n baie swak reputasie. Om eintlik maar net vanmôre vir iemand in hierdie plek te kom sê, as ek dit vir Ragab kan doen, kan ek dit vir jou doen. Jy's kosbaar, jy's waardevol, jy's ongelooflik spesiaal. En ek het jou lief. Ek het jou lief, en ek kyk na jou, en ek kan sien dat jou mure, en dit waarin jy geglo het, en dit waarin jy jou sekuriteit gevind het alles in mekaar getuimel, maar kyk mooi, jou woning staan. Omdat jy gestaan het en gesê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Het ek jou beskerm, sal ek my verbond met jou nakom. Here, en vir ons wat dalk vandag nie daar is nie, en vir ons wat dalk nog laar moet buig om voor U te kom en te sê, Here, vergewe ons, dat ons U baie keer wegskuif en ons eie planne en idees meer vertrou as wat ons U vertrou. Vergewe ons, Here.
Terwyl ons in hierdie oomblik van aanbidding is, kom ons hou ons oë so gesluit. Ek gaan vir Saartjie vra en die musikant om na vore te kom. Ek dink God het gesê en gedoen en gepraat wat hy graag vanmôre by my en jou wou tuisbring en hy het vir ons alles afgelewer soos wat sy hart was en wat hy vir ons wou gee. En nou gaan hy die kersie op die koek neersit en hy gaan ons net op 'n plek bring waar ons vanoggend saam met Saartjie ook in haar getuienis kan deel en dan gaan ons 'n lied sing en ek wil vir jou sê dit is hoe dit lyk as jy jou vertroue in God stel. Dit is hoe dit lyk en dit is wat gebeur as jy dit reg kry. Om God te vertrou vir wie hy werklik is. Kom ons hou ons oë toe. En ons luister na hierdie getuienis. En dan sing ons saam met daar 'n lied. En dan wil ek vra Pastor Edmund as ons klaar gesing het, of jy vir ons hierdie diens sal kom afsluit met 'n gebed. Ek sal dit so waardeer. Ek wil net dit vra, Here, voordat ek klavier toe stap. Skryf die woord en die waarhede van u woord en die lesse van hierdie woord vandag op ons harte. Grafeer dit diep in. En as jy dit saam met my begeer, sê saam met my amen. Amen. Die Here, asseblief saam. Môre julle almal. Ja, so ek my storie wil vertel. Dit sluit nie so baie aan by as ons op die dag, maar ook absoluut gehoor. En as dit net ook is die veiligste plek vir ons, as in die geloof is, van hom. En mens besef vanmôre dat daar is nie 'n ander manier nie. Dit is die enigste veiligste plek vir ons. Daar is niks anders vir ons. En ons geloof in hom. En ek is vir die 1 November is ek gediagnoseer met aggressiewe kanker. En ek het dit nie maar die paadjie gestap van almal doen. Wat jy al van gehoor het, wat jy al gesien het, dit is nog chemo en dit is 3 operasies gewees en dan moet jy die goed begin verwerk. In die begin is dit nie werklikheid nie. Maar hoe langer jy die pad stap, hoe groter raak die werklikheid. Dit is regtig. En mense vertroue is in die Here, absoluut. Maar daar kom tye daar so baie stemme na jou toe kom. En vir jou sê maar, hoeveel mense sal dit kan? Hoeveel mense het al dit? Kyk wat het dit hier gebeur, kyk wat het daar gebeur. En al die goed, kry dit reg om mense geloof af te bring. Jy weet, daar is nie een. En dit is ons Here, wat vir jou kan help met die maar dit is baie moeilike pad. Ek het die pad van chemo gestap in die begin, wat ontsettend moeilik was. En dit was so geweldig moeilik om besluite te neem. Almal het vir my gesê, begin met chemo. Dit is die regte ding om te doen. En ek het 'n verskriklike stryd gehad oor wat om te doen, want ek wou dit nie doen. Maar ek het ook eers gedink, daar is nie 'n ander manier vir my nie. En toe begin wat ek praat oor die medicine van Dr. Becker Pretoria. En toe sê die vir my nog moeiliker en nog groter. Wat doen ek nou? Wat gaan my besluit nou wees? Wat gaan die regte besluit wees? En toe is ek tot die Here, ek is ook so absoluut vertrouw. Halleluja.
Want ek kan nou 'n fout maak, as ek 'n fout maak, dan was ek self gewees. Of ek kan die Here absoluut vertrou nie. Alles in sy hande los, en ek het op 'n stadium gekom, dat ek net besluit het, ek gaan die Here vertrou. Maak nie saak wat as ek moet sterf, dan moet ek sterf. Maar dit is wat ek gaan doen. En ek het die genoeg gelos, en nog 'n operasie gekry. En nou sit ek met hier met die maanden begin. Ja, dus dat er klomp scans van op woonkamer en bloedtoetsen en die toetsen en dan toetsen. Dus is een prachtige proces. En afgelopen pad op de stad dat ik baie hartseer, baie eensaam. Maar my eensaam te as baie maar die Here vir my sterkste gemaak het. Wat hy vir my genoeg gebou het. Ek moet het niet geweet het, wat een pad moet ek nou vat, want dan sal hy saam met my wees. En ja, die begin was by kankertyd, dit was nie hoog nie. Dit was 71 en toe sit afdaan. Vir die 30 en 22 en toe gaan ek oor die ander maand toe. Wat baie mense regtig vir my verwyd het voor nou nog my eie suster. Wat er so teen my was, maar toe ek klaar my besluit geneem, ek was seker dat dit nie, dit is wat ek moes doen. Maar ek het regtig die Here vertrou vir dit wat ek moes doen. En ja, so het nou vir 'n maand aangegaan met die maanden stel om iets gedoen. En eerst kry ek uitslag uit Pretoria uit en wat ek nie geweet het nie, hulle geef my verkeerde uitslag. Hulle het verspreid van nog 'n klonke en sy is dieselfde en toe was ek eintlik daar gewees al. Ek het nie omgegee nie. Ek het regtig nie omgegee nie. En ek kan verseker een ding sê, my blydskap. Ek het myself party dan verstaan. Dat ek so uitbundig was van blydskap, dat ek maar wat gaan met my aan? Ek kan ons nie so wees. En toe besef ek nie, dit is die versie, is een van my versie aan het vasten. My blydskap in die Here is my beskikking. En my blydskap het nie weggegaan. Ek sê regtig, ek kon myself nie verstaan. Toe ek dan hoop om so te wees. Maar ek is gelukkig daar. En as ek sterf, het ek masturbasie, dis nie probleem. En ek het net aangegaan met behandeling, ek het seer gister, want was ek by my dokter gewees, by my huisstad, ek het GP gewees, so. En ek het om voorskrif gekry, en hy sê vir my, kom ons kyk my dokter, so. En toe sê ek, jy het, en ek het my kanker. Mag 23 wees, jy sê, is heeltemal veilig as ek op 23 is. Ek kan eintlik die behandeling stop. Die ander sê dat ek altyd 22 was, is nou 14. Prys die Here. Mag dit Ek so veilig is dat ek kan stop. Maar ek was so stom geslaan gister. Ek het geweet waarmee ek dit met maar om dit te kon gehoor het. Dit is nou ook nie van hoorsê nie, dis wat ek Halleluja. Wat my Here verdien. En daar is nie woorde om te beskryf nie. As jy so naby aan hom was, dat jou keuse was om keuse wil ek nie geweet het, ek kan nou gaan binnenkom.
En dit sal reg wees. Daar's nie, dis ek is oortuig. En om dan te hoor wat hy besig was om te doen, moeilikheid. Wat ek maar net stil gewees het en ek wil die eer van myself, want ek was ook baie sondig gewees, ek het my geloof, het ook gewankeld, dat ek gedink het, maar kanker is so groot, is so erg. Maar dan sê ek vir myself, maar God is groter. Amen. Maar hy is sterker. Maar hy het alles onder beheer. Yes. Maar net ja, die vyand het ook weer anders op vir jou sy storie, maar so dit was 'n regte stryd gewees. En maar vanmôre ek weet nie wat se woord ek die beste gaan wees. En die mooiste gaan wees, die sterkste gaan wees om vir die Here te sê, hy is absoluut onbeskryflik. En ek het nie Here beskryf geneem. Ek weet dit is gesond. En anders is my podcast is allemaal wonder. Praise die Here. Dankie Jesus. Alles. En ek het nooit van myself besluit gemaak. Ek wil myself in Jesus gee. Maar ek het dit te doen, door aarde nog. Ek moet elke klein dingetjie wat ek aanpak en wat ek vir hom kan doen. Anders ek ook klein, dan moet ek 'n papiertjie opneem. Ek wil dit vir hom doen, as dit ongelukkig gemaak. Ek wil met my hart, ek lewe in vir hom doen. Om net nader en nader na hom te kom. Daar is nie manier om vir hom aan te sê, vir dit wat ek gedoen het. En vir dit wat hy nou vir ons gewys het, waartoe hy moontlik is. Dit is, daar is net een. En dis net hulle te kan doen. Amen. Maar ons vrou absoluut vertrou in die ja, we vertrouwen in alles ergens. Ach Heere, ek kom sien net vanmorgen. Ek het al so verkeerd aan nie gesien. Maar ek kan nie opkom nie. Ek moet aangaan. Maar wie is daar soos u? Wie kan doen wat u doen? As ek absoluut niemand nie. Heere, die wys so vir ons goeie Heer. Ons is in die pad stap. Maar ons moet leer om te luister. Ons moet leer om stil te raak. Ons moet leer om te wag. Al is dit nie moeilik, Heer. Ons moet leer om dit te doen. Om onsself te onderwerp aan die koning van die konings. Want u is die koning van die konings. U sal dit altyd wees. Maak nie self wat gebeur, wat verander. Wat gebeur met ons, wat gebeur met jou lewe nie. Dat is niemand anders nie. Ek het nie wat ek die Here in die hart. Ek sal nie nooit op die Here. Of ek sterf en ek wil nie sterf nie. U is my alles. En so sal het bly. Ach, die Here Jesus, het prijs vir die woord. Amen. Halleluja, kom ons staan op en dan juig ons saam. Geloof die Here self nie. God is good all the time. If we the song of praise, if the song of praise, God is good all the time. The darkness these light will shine on it's so all the time. God is good all the time. The sun it is hard to find.
Oh, the darkness, His light will shine. Ekskuus julle sing ek het op 'n heel verkeerde noot. Dat is lekker. Dat bly lekker. God is nog steeds. Luister, pastoor Edmund, sal jy vir ons afsluit met gebed? As jy kan die mikrofoon kom vat, asseblief. Halleluja. God is groot, halleluja. Kom in. So dit is Vader, dis 'n tyd soos die dat ons woorde in ons harte en praises daarop. Praises daarop. Praise God. Wanneer ons op môre hier sit, dan is daar die blessings dat ons van die bid is om die geloof te hê, om mure wat geloof te kan bou vanmôre. Amen. Wat staande sal bly deur die storms van hierdie lewe. Amen. Wat staande sal bly wanneer die uitdagings kom en ons Here nie weet wat dit kan kom, dan kom die raad van ons op, maar ons het geloof in hom wat ons van sal bly. Ons het geloof in hom wat sy God vir ons nagelaat het. Yes. Daar is so baie van ons, Here, wat soos die volk van die Jode van daardie tyd geweet het, maar nog steeds glo in hulle eie mure. En die mure wat rondom hulle gebou is, as ek kyk voor hierdie gehoor vanmôre, is dit meestal ouer mense, en ek vraag, wat is die woord wat die vir ons as die ouer in gedagte het? En dan besef ek, Here, soveel ouers is hier vandag, wat hulle mure bou met hulle kinders rondom hulle, wat hulle geloof insit, dat hulle kinders gekry aan die sentrum waar ek was, soveel kinders wat pastore en predikante staan, wat hulle vastgevang is in dwellings, en in die sonde van die lewe, wat hulle ouers het hulle gebou, as die mure van hulle self, maar hulle vergeet wat hulle geloof in God. Amen. So ons kinders jy moet kerk van, jy moet kan studeer, en jy moet iemand bekom, maar sê die vir hulle, van God nie, en geloof in God nie. Jy moet een goeie baan gereken en weet, en jy moet een hooggraad behaal, maar alles gaan tot val. Dis aan eeuwige geloof in die wat op Amen staan. Hoe en ek wil bid vanmôre, dat jy die raad sal bou in die plek. Ek wil bid vanmôre dat jy vir ons sal bou, omdat jy 'n plan het vir ons. Jy weet wat ons toekoms inhou. Ons wil kom Here vanmôre en selfs ook voor die altaar kom Here. Van ons hoor ook dan was raad wat oprustig is. Was daar hoop vir haar. Amen. Was daar vergifnis vir haar. Maar hoe dit alles dat vir haar was verwelkoming vir haar. Wat vir haar van verbind tot by ons verlosse, wat ons vandag aan bid. Amen.
En ons oppiddagsplannen is groter as ons. Maar dat ons dit sal vertrou met 'n toekomsgedagte, met 'n toekomsvertroue wat ons dankie Here dat ons kan raak. Ons stuur die prys op, stuur die seën meer. 'n seën wat sal groei tot 'n ander lewe. Ons vra dit. Amen. Ja, kom ons gee die Here 'n lofoffering. Die lekkerste koffie in die hele Weskaap is net daar agter in die ingangsportaal. Luister net gou, hier is iemand wat iets wil sê, Christina. Die Here wat ons lief, hy is so wonderbaar. Die Here wat ons lief, hy is so wonderbaar. Die Here wat ek lief, hy is so wonderbaar. Die Here wat ek lief, hy is so wonderbaar.